Hy is die ene wat ek lief het in die môre. Hy is die ene wat ek lief het in die aand. Hy is die ene in die aand se skemer. Hy is die ene in die middernag. Hy is die wynstok en ek is die rankie. Hy is die pottebakker, ek is die klei. Tussen hom en my kom daar nimmer meer 'n skeidingsmuur. Goeiemôre en welkom weer by ons Sondag stil word afspraak. Ag, en ek wil sommer net dankie sê vir elkeen wat so getrou saam met my hierdie tyd vat en afknyp om sommer net stil te word en ons harte en ons gesigte te draai na die Here toe. Mag vandag se boodskap jou hart aanraak en jou nader trek aan die Vader se hart. Die Vader wat uitreik na ons toe in sy woord met deernis en met liefde. Jesus maak 'n uitspraak in Johannes 15 wat my hart diep geraak het sommer nou die dag toe ek my eie Bybelstudie dit raak weer gelees het. En ek wil dit vandag sommer saam met jou lees en sommer vertrou dat die Here hierdie gedagte weer in jou hart sal onderstreep. As jy in my bly, Johannes 15 vers 7 praat hierdie kosbare woorde waar Jesus sê, as julle in my bly en my woorde in julle bly, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Johannes 15 vers 7. Nou, ek kan sommer dadelik vir jou sê, as jy gedink het, dis nou net geld en materiële gewin, waarvan Jesus hier praat en die dollartekentjies het hier in jou oë gespin, dan het jy dalk hierdie teks vanoggend verkeerd verstaan. Ek dink een van die grootste rampe, een van die grootste tragedies wat jou en my lewe kan tref, is nie om swaar kry te beleef nie, nie om bankrotskap te ervaar nie, maar om van Jesus en van sy teenwoordigheid afgesny te word en sonder hom te leef. Baie mense wil die seëninge van God hê, maar min mense besef dat die geheim van 'n vrugbare en 'n oorwinnende lewe, 'n gelukkige lewe, gevul met vrede, opgesluit lê in hierdie eenvoudige woorde van Jesus vandag. As julle in my bly. Jesus sê nie, as julle baie weet, of baie slim is, of baie akademiese agtergrond of grade het nie. Hy sê nie, as julle geestelik baie sterk is nie. Hy sê nie, as julle nooit foute maak nie. Hy sê, as julle in my bly. 'n tak kan nie vrugte dra as dit nie in die wynstok ingeloot is nie. Kan nie vrugte dra as hy afgesny is. Daardie loot sal verdroog en doodgaan. Net so kan ons nie ware vrede en ware vreugde en ware geestelike krag hê as ons nie in 'n lewende verhouding en 'n verbintenis met Jesus bly nie. As ons nie in die lewe van die wynstok wat Jesus is, ingeloot is nie. Wanneer storms oor jou lewe woed, bly in hom. Wanneer gebede nog onbeantwoord lyk, bly in hom. Moenie kwaad word, bly in hom. Wanneer mense jou teleurstel, bly in hom. Wanneer jy geval het met jou gesig in die modder en jy voel jy het God teleurgestel, staan op, vra vergifnis en bly in hom. Want ons verhouding met Jesus is nie gebou op volmaaktheid nie, maar op ons voortdurende verbondenheid
en verbintenis met hom. Die vermoë om toegewyd en getrou elke dag weer en weer in jou binnekamer in te gaan en jou deur agter jou toe te trek om by hom te wees. Om in Jesus te bly beteken om daagliks sy teenwoordigheid te soek, 'n afspraak te hê, elke dag seker te maak dat jy by hom uitkom, en dan te voel as jy nie daar was nie. Dit beteken om sy woord lief te hê en dit elke dag in jou hart te deponeer en te bære. Dit beteken om hom meer te vertrou as om op jou gevoelens staat te maak. Dit beteken om naby aan hom te leef, selfs wanneer jy hom nie altyd voel hier in jou hart nie. Selfs al voel dit soms asof hy ver is. En let op wat Jesus verder sê. As julle in my bly en my woorde in julle bly. Is kosbaar, né? Baie stemme probeer ons beïnvloed. Die wêreld, mense se opinies, opinie 3 vers 3, ons eie vrese en twyfel, praat soms baie harder as God se woord. Maar wanneer die woord van God diep in ons harte woon, en het belê is, geskryf is op die tafel van jou hart, begin dit ons denke verander, wanneer dade ook gepaard gaan daarmee. Ons geloof word versterk en ons hoop word elke dag vernuwe as ons opstaan uit die bed uit en die seker wete dat die Here is daar. God se woord word dan 'n lig in jou donker, 'n anker in jou storm en 'n bron van lewe vir 'n siel wat werklik dors na hom elke dag. Miskien voel jy vandag 'n bietjie moeg. Miskien voel jy alleen. Miskien voel jy dat jy nie meer die krag het om aan te hou nie. Luister dan na die sagte stem van Jesus vandag, wat jou hier in Johannes 15 uitnooi en vir jou sê, moenie wegbeweeg van my nie. Bly in my. Bly wanneer jy verstaan en dink jy het alles in paag. Bly wanneer jy nie verstaan nie. Bly wanneer jy sterk is, maar bly wanneer jy swak is. Want die geheim van jou en my verbintenis, van ons Christen lewe, is nie hoe styf jy aan Jesus vashou nie, maar hoe getrou hy aan jou vashou. Hy is die wynstok. Ons is die lote. En solank jy in hom bly, vloei sy lewe, sy geeslewe, sy krag deur jou. Sy vrede word jou vrede. Sy krag word jou krag. Sy hoop word jou hoop. En eendag sal jy terugkyk en besef, dit was nie my eie vermoë of my eie krag wat my gedra het nie, maar my verbondenheid aan Jesus Christus. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Ek moet afsluit. Moenie vandag opgee nie, sê Jesus. Moenie wegdryf nie. Moenie toelaat dat teleurstelling jou van die Here af wegtrek nie. Bly in hom. Bly net in hom, soos 'n loot in die wynstok. Want die loot wat in Jesus bly, sal nie verdroog nie. Die loot wat in Jesus bly, sal vrug dra. Die loot wat in Jesus bly, sal staande bly. En die loot wat in Jesus bly, sal deel in die krag van sy gees en die vrede wat alle verstand en denke te bowe gaan. En die dag wanneer alles rondom ons wankel, sal ons steeds kan sê,
ek leef nog, want sy gees leef in my. En ek volhard nog steeds, nie omdat ek sterk is nie, maar omdat ek in Jesus bly. Omdat ek die lood in hom vasgeloot is, in die wynstok. Here Jesus, leer my om in U te bly. Wanneer my geloof swak word, weet ek, U hou my veilig en stewig in die hand vas. Laat U woord diep in my hart woon en my elke dag verkoop, sodat my lewe vrug kan dra tot eer van U naam. Amen. Hy is die ene wat ek lief het in die môre. Hy is die ene wat ek lief het in die aand. Hy is die ene in die aand se skemer. Hy is die ene in die middernaand. Hy is die wynstok, ek is die rankie. Hy is die pottebakker, ek is die klei. Tussen hom en my sal maar nooit ooit weer skeiding gewees. Tussen hom en my sal daar nooit ooit weer skeiding wees.